Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 2 Desember en ons is by Koffiekuier 996. En vanoggend gaan ons weer kyk na Jesaja 2, na die gedeelte waarby ons Vrydag en ook afgelope Sondag in ons eredienste stilgestaan het. Dis 'n pragtige visioen wat Jesaja sien en wat hy met die volk deel, wat eintlik vir hulle in haglike omstandighede en omstandighede waar hulle in oorlogssituasies was, wat vir hulle 'n stuk hoop gee op die toekoms wat God wil vir hulle oopbreek. Nou, ons het gelees dat Jesaja sê, daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here gebou is, 'n blywende blyplek sal hê, en dat die nasies eintlik daarna toe sal kom, nie net die volk Israel nie, maar alle mense daarheen sal stroom, en dat hulle daar eintlik sal kom vra, maar Here, wat is u wil vir ons lewens? En dan sê Jesaja vir ons, veral in vers 4, God sal dan nou oordeel, God sal reg spreek oor baie volke, en dan hierdie sinnetjie, hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeiskere. En ek wil vanoggend so 'n bietjie op hierdie gedeelte fokus, vriende, want wanneer ons as gelowiges besef, dat God vir ons ook roep om met vrede en in vrede te leef, vrede tussen ons en hom, maar natuurlik ook vrede tussen ons en ander mense, dan moet dit ons vir ons hoop gee vir 'n nuwe toekoms, vir 'n beter toekoms, vir 'n beter lewe. En hierdie vers 4 was 'n inspirasie gewees deur die eeue heen vir baie mense om te sê, dis waarna ons moet streef, en ons gaan DV eerskomende Sondag verder oor die tema van vrede dan ook gesels van die Jesaja 11. Maar vanoggend wil ek met jou ietsie deel, en dalk weet jy dit, hier op die skerm gaan ek vir jou 'n prentjie wys van 'n standbeeld wat deur 'n Rus genaamd Evgeny Vucetich, hy het so van 1908 af gelewe, is in 1974 oorlede. Hy is 'n bekende Russiese beeldhouwer gewees, wat op grond van hierdie teks in Jesaja 4, hierdie kunswerk, hierdie standbeeld gemaak het, wat eintlik uitbeeld hoe 'n swaard omvorm word in 'n ploegskaar, hoe hierdie spiese snoeiskere moet word. En hierdie standbeeld het hy gemaak en is in 1959 al deur die USSR aan die Verenigde Nasies gegee, as 'n simbool daarvan eintlik om te sê, dis waarna ons moet strewe, dis die vrede wat ons as mense moet nastreef, omdat God dit vir ons wil gee en wil moontlik maak. En dan sit er nogal vir my so half ironies, vriende, dat hierdie blyk van kom ons streef na hierdie vrede, nie net deur Rusland nie, maar deur soveel van ons wêreldmoondhede, eintlik op 'n manier nie gerespekteer word nie. Ja, ons praat, ons soek wêreldvrede en alles, maar daar's kort is daar maar mense wat inmeng en moeilikheid maak, en oorlog is deel van ons lewe op 'n manier. Maar ek wil vanmôre weer vir jou uitnooi om oor hierdie teks na te dink, en vir jouself te verbeel. Sê nou maar, my pa het altyd gesê, sê nou maar is 'n lekker sê, maar sê nou maar, die ganse mensdom kan op daardie punt kom, soos wat Jesaja vir ons sê, waar hulle die spreekwoordelike berg opgaan om God se wil te soek, om sy leiding te vra vir hulle lewe, en waar dit nie meer gaan oor oorlog maak en vyandskap nie, maar waar hulle sê, maar hoe kan ons van hierdie wêreld 'n beter plek maak? Hoe kan ons dit bewoon en bewerk? Onthou die woorde wat die Here vir Adam en Eva gegee het nie, en kan ons produseer en kan ons kos voorsien vir mense, in plaas daarvan om mense dood te maak en in oorlog met mekaar te leef. Verbeel jou, dit is wat kan gebeur, dat gelowiges dwars oor hierdie wêreld heen hierdie invloed sal hê, en eintlik ook die ongelowiges sal oorrompel met God se liefde, met God se vrede. Wat 'n wêreld sal dit nie kan wees nie. Wat 'n wonderlike plek kan dit nie wees nie. En vriende, ek is eerlik met jou, ek glo dat dit deel is van die herskeppingsproses waarmee God dan ook besig wil wees, waar hierdie aarde ook sal omvorm en herskep tot die plek wat hy bedoel het dat dit moet wees, daar met die skepping destyds in Genesis verhaal ook. Die vraag is, wat maak ek en jy daarmee? Is dit maar nie mooi woorde wat ons hier lees in Adventstyd, wat ons sê, ja, ons is op pad om Kersfees te vier, en nou sing ons van vrede, en van die engelekoor, en ons wil hoop hê, en al die dinge, of is dit iets wat realiteit in my en jou lewe raak, dat ons sê, alles wat ek doen, moet ook getuig van hierdie vrede, van hierdie hoop,
wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dit nie meer gaan oor my agenda en dit wat ek nodig het en dit waarvoor ek beklei nie, maar dat ons sal sê, dit gaan daaroor dat ons leef in teenwoordigheid van die lewende God. Dat ons leef omdat ons weet God het afgekom na ons toe. Ons hoef nie eers die berg op te gaan na hom toe nie. God is hier, Immanuel, deur sy Gees, in ons, by ons, elke dag teenwoordig. En wat 'n verskil maak dit aan die manier waarop ek en jy lewe. Ek wil jou uitnooi om vandag opnuut, of dalk vir die hoeveelste keer, jou lewe in God se hande te plaas en te sê, Here, hier is ek, gebruik my ook so in u koninkryk. Gebruik my om die swaarde en die spiese wat ek het te omvorm in ploegskare en snoeiskare, sodat ons kan saamwerk aan 'n beter wêreld waar u die middelpunt is van alles. Kom ons sit so dan bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat u vir ons uit die woord uit ook 'n prentjie oopbreek as ware van die werklikheid wat u vir ons wil hê, van die nuwe wêreld, die nuwe aarde wat u wil omskep en herskep, sodat geregtigheid daarin kan woon en u vrede alles en in almal ook sal wees. En Here Jesus, as ons nadink, as ons hierdie prentjie vir onsself sien, wat Jesaja ook vir ons van vertel, dan gee dit vir ons hoop. Dan sê dit vir ons dat daar 'n beter toekoms wag vir ons as mense, saam met u in u teenwoordigheid. En my gebed is dat u deur die Gees ook so in ons sal werk, elke gelowige wat in hierdie tyd voorberei om Kersfees te vier, dat u so in ons lewens besig sal wees, dat ons nie anders kan, as om maar net te sê, Here, ek is saam met u in hierdie proses besig nie. Dankie dat daar soveel plekke in hierdie wêreld tekens van hoop is, tekens van vrede is, plekke waar mense bo menslike begeertes en verstand en eintlik omstandighede mekaar die hand vat en sê, ons stap saam in nuwe toekoms in. Ons eer u daarvoor. En ons vra, Here, maak ons deel daarvan, elke dag ook van ons lewens. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike week verder. Vrydag DV gaan selfs met dan oor Jesaja 11, wat hierdie tema van vrede verder vat. Wat Jesaja ook vir ons kon vertel van die nuwe werklikheid wat ons koning Jesus, wie se koms aarde toe ons een van die dae gaan vier, wat hy vir ons moontlik maak. Intussentyd, kom ons leef met hoop, kom ons leef met verwagting dat God besig is om ons ook te gebruik om hierdie aarde, hierdie wêreld te herskep, sodat dit 'n plek kan wees waar sy geregtigheid en sy vrede kan woon. Geniet jou koffie, geniet jou week verder. Ons gesels weer Vrydag. Mooi loop.